Come awaken your people. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Hello, Yella. Let the chains hit the ground. The blood of revival, pour. Hello. Come awaken your people. Come awaken your city. The God of revival, pour it out. Hello, hello. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light it out. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome, you've already won. Hello, Alkian. Can you feel tonight? Hallo moeder. Hallo Martinette. Oh God of revival. Happy Women's Day vir elke vrou hierso. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Awaken your people, awaken your. Oh God of revival, pour it out. Are you singing? Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out. Yay. Yeah, pour out your spirit. Oh, oh, God of revival. Oh, come on. Oh, God of revival. As ons net 'n revival kan hê in Suid-Afrika, né? Oh. God of revival. God of revival. Whoa, whoa, oh. Julle moet nou sê is die klank reg daar by julle kant. Come awaken your people. Come awaken your city. The God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble if the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Yay. God of revival. Prison wall you can't break through, no.
Things impossible. Yeah. Oh, God of revival. Nee, God of revival. Alright, ek gaan sommer net inspring. Happy Women's Day vir elke vrou wat op hierdie oomblik view. Is die klank reg daai kant met my stem in die agtergrond musiek? As ek een sharp kry, dan gaan ek aan. Okay, daar is hy. Alright, voordat ons begin. Vrouedag is nie 'n biblical dag nie. Dis eintlik 'n baie feminist dag. Dis seker lelik om dit so te sê, maar as julle die geskiedenis ken, is dit oor 'n klomp vrouens wat gemarch het na die geboue toe om teen rasisme en daai dinge te beklei. So dit het niks met die Bybel uit te waai nie. Maar omdat dit Vrouedag is, gaan ek gou vir julle net ietsie lees. Nee. Die kwaliteit wat vrouens het volgens die Bybel. 'n vrou het 5. She has courage. She's got wisdom. She's got strength. She's got dignity. She's got kindness. She's got compassion. She's got loyalty, hard work, generosity, hospitality, leadership, discernment, perseverance, prayerfulness, humility, obedience to God, boldness, teaching, service, love, mercy, self-control, reliability, faithfulness, protection of family, caring for others, sacrificial giving, spiritual hunger, devotion to Jesus, evangelism, joy, hope, persistence, caring motherhood, mentorship, respect, business ability, creativity, peacemaker, confidence in God, spiritual discernment, encouragement, community building, suffering with faith, remembering God's work, being a witness. One of the strongest descriptions of a woman is in Proverbs 31 verse 25 to 31, which brings many of these qualities together: strength, dignity, wisdom, kindness, hard work, generosity, faithfulness, and fear of the Lord. And the Bible ends this passage with something important. A woman who fears the Lord is to be praised. En dis in Proverbs 31. En ook verder iewers in die Bybel, as jy dit wil gaan soek, dit is tussen Genesis en Openbaring staan dit dat a man that finds a wife is blessed. Die aanweergawe. So al is Vrouedag nie 'n biblical dag nie, bly vrouens biblically gegee, nie as 'n tweede vir 'n man nie, maar as sy hulp. En eintlik die woord wat God gebruik in Genesis vir 'n vrou, is presies dieselfde woord wat hy vir homself later in daai selfde vers, in dieselfde Genesis, beskryf as homself. Dis nie 'n hulp nie, is nie 'n tweede nie, dit is nie, sy's tweede gemaak, sy's laer as 'n man nie. Dit is 'n man se hulp, 'n man se sterkte, 'n man se baie keer sy rigting. En voordat ek begin is dit, as ons osself die vraag afvra, Adam het reg langs Eva gestaan toe sy die vrug geëet het, en hy het die keuse gehad om nie die vrug te eet nie. Maar uit liefde uit, omdat hy weet wat gaan gebeur, het hy die vrug geëet, want hy het geweet, as sy hom alleen eet, gaan sy alleen uitgegooi word. So die vrou was van die begin af baie, baie belangrik. Sy is nie tweede in command nie, sy is eintlik 'n equal hulp. So happy Women's Day. Here Jesus, ons sê dankie vir vrouens reg oor die wêreld, Here, dat U hulle gegee het vir ons as moeders, as oumas, as hulp, as vrou, as mamma, Here, maar ook net as 'n companion for life. Here, dankie dat ons vanaand en vandag dit kon geselebrate het.
Here, ek vra dat U my vanaand sal gebruik. Heilige Gees, U is so welkom. U is so welkom in hierdie omgewing, in hierdie huis, in elkeen se huise wat nou kyk. Here, ek bid dat U vrylik sal beweeg. Dat vanaand nie net 'n boodskap sal wees nie, maar ook 'n rigtingaanwysing sal wees. Here, ek maak staat op U vanaand om op te daag en om my te lei en die regte woorde op my tong te sit. Ek bid dit nie omdat ek dit verdien nie, maar uit die kragtige naam van die Here Jesus alleen. Amen. Alright, here we go. Al die formaliteite is uit die pad uit. Is julle reg? Is julle gereed vir my? Is julle gereed vir die boodskap? So, ek weet ons sou vanaand aangegaan het met die boek van Johannes. En eintlik die hele ding sê nog boek van Johannes deel 3. Maar deur die week het iets met my gebeur wat my aandag geshift het. En dis waar die onderwerp of die tema vanaand is, as die roadmap weg is. En die teksvers wat ek vandag gaan gebruik, is uit Joshua 3 uit. Nou, om vir julle konteks hier te gee, ek gaan nou die hele deel lees, maar ek wil net vir julle konteks gee. Hier het Joshua nou by Moses oorgevat. Moses is weg. Hulle weet nie of hy dood is of wat nie, hy is weg. Moses is weg. Die ou wat die roadmap gehaat het, is gone. Hulle weet nie wat se kant toe nie, hulle weet nie wat om te doen nie. Hier kom hierdie nuwe jong leier Joshua en hy vat oor. Hy het nie die roadmap nie, dis nie asof Moses vir hom die roadmap gelos het nie. En dit gebeur baie keer met ons. Eintlik moet ons weet, daar is 'n woord vir wanneer die roadmap weg is. En ek word in 'n generasie groot wat Google Maps het, so eintlik die hele aarde is nogal amper gediscover, soos hulle sal sê, maar in die ou dae het hulle 'n woord gehad, en ek het hom hier neergeskryf, waar is hy? So, in die ou dae, vir die ouer geslagte wat nog 'n map gebruik het, was daar 'n woord dat hulle gebruik wanneer is 'n swart kol wat hulle net los, en hulle het dit genoem terra incognita, is 'n Latin woord vir unknown land. Hulle weet daar's iets, maar hulle weet ook nie wat daar is nie, so hulle moet net iets op die map sit, want hulle weet daar is iets, maar hulle weet nie wat dit is nie. Dan noem hulle dit terra incognita. Ander woord vir dit unknown territory, ander woord vir dit uncharted territory. So hier in Joshua 3 is dit nou presies wat gebeur. Moses is weg, Joshua het oorgevat, die beloofde land is daar, hulle kan dit sien, hulle kan die beloofde land sien, maar hulle het nie die map nie, hulle weet nie wat om te doen nie. En hier is waar ons nou kom met die Israeliete steek die Jordaan rivier oor. So as jy jou Bybel saam met jou het, lees ons dit in Joshua 3, ek gaan die hele deel lees en dan gaan ons begin. Okay, so stick to me, of stick with me. Here we go. Joshua 3. Joshua het die môre vroeg van Sittim af vertrek en by die Jordaan aangekom. Hy en al die Israeliete. Hulle het daar oorgebly voor hulle deur die rivier sou trek. Na 3 dae het die beamptes die kamp deurgegaan en die volk beveel: wanneer julle sien die Lewiete priesters dra die voorbondsark van die Here julle God, moet julle van julle staanplekke af vertrek en die ark volg, sodat julle kan weet watter pad om te gaan. Want julle het nie van tevore met die pad langs gegaan nie. Hoor julle, daar is nie 'n map nie. Maar daar moet 'n behoorlike afstand wees tussen julle en die ark, omtrent 900 meter, moenie te naby kom nie. Joshua het vir die volk gesê: reinig julle, want môre gaan die Here wonders doen tussen julle. Vir die priesters het Joshua gesê: tel die verbondsark op en stap voor die volk uit. Hulle het die verbondsark opgetel en voor die volk uitgeloop. Toe sê die Here vir Joshua: ek het begin vandag om vir jou hoë aansien in die oë van die hele Israel te gee, sodat hulle kan weet dat ek by jou is. Daai ek is hoofletter soos God by jou is, soos ek by Moses was. Sê nou vir die priesters wat die verbondsark dra, hulle moet by die Jordaan gaan staan wanneer hulle by die water kan kom.
Joshua het dit vir die Israeliete gesê, kom nader, luister na die woord van die Here julle God. Daarna sê hy, hierna sal julle weet dat die lewende God tussen julle is, en dat hy die Kanaaniete, Hattiete, Hawiete, Farisiete, al daai ouens, sekerlik sal verdryf om vir julle plek te maak. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde sal voor julle uit die Jordaan ingaan. Wys nou 12 manne aan uit die stamme van Israel, een uit elke stam. Wanneer die voetsole van die priesters van die Jordaanse water raak, die priesters wat die ark in die Here dra, die Here van die hele aarde sal die water van die Jordaan wat afkom, afgesny word en op een hoop gaan staan. Die volk het toe van hulle tente afgetrek om deur die Jordaan te trek. Die priesters wat die verbondsark gedra het, was voor hulle. Die draers van die ark het by die Jordaan aangekom. Okay. Die priesters wat die verbondsark van die Here dra, het daar binne in die Jordaan op die droë beddings gaan staan, terwyl die hele Israel oor die droë bedding deurgegaan het. Alright, so, let's start. Hierdie is 'n lang deel om uit te pak. So Joshua is nuut. Hy is nou die jong ouetjie wat nou net oorgevat het. Almal staar hom in die oë, wat moet ons doen? Maar om nou te verstaan wat hier aangaan. Hulle die verbondsark, in English the Ark of the Covenant, en wat dit is letterlik the presence of God in a box. Hulle het dit by hulle, en hier word hulle beveel dat hulle 12 stamme moet kies as priesters, en daai 12 gaan hierdie verbondsark optel, en hulle gaan deur die Jordaanrivier gaan. Okay, om nou mooi vir jou te verduidelik, die Here was hulle ook nie genadig nie, want dis op 'n seisoen waar die Jordaanrivier vol is. Dis, deur die jare is dit 'n stroompie, maar hier waar hulle nou is hy vol. Hy lê die banke vol. Dis nie, hallo Marlene, dit is nie 'n stroompie nie, hierdie is 'n dam. Dit is die Jordaanrivier, dit is groot. So hier is hulle nou nog, en hier sê Joshua ook vir hulle, dat daar waar ons gaan, was julle nog nooit nie, maar die Here gaan al hierdie ouens vir ons gee, okay? Maar hy is baie, baie spesifiek. Die Here gee vir hulle spesifieke instruksies. En dit is so spesifiek dat dit in die Bybel ingekom het. En wat ek daarvan praat is, hy sê vir hulle dat julle moet 900 meter agter die priesters staan wat die Ark of the Covenant dra. Nou hoekom sal daar daai spesifieke detail wees in die Bybel? 900 meter, dit is very, very precise. En ek het gaan sit en dink daaroor. Die Here wou gehad het, die voorste ou in die ry moet die Ark of the Covenant kan sien, maar ook die ou wat daar deur agter. Onthou, hierdie is miljoene mense wat nou saam met hulle loop. So die Here wil hê die ou wat voor is en die ou wat heel agter is, moet kan sien die Ark of the Covenant, want as jy te naby is, gaan jy nie kan sien nie. So hy gee hierdie spasie sodat hulle kan aanskou wat gebeur. Okay? So ons moet onthou, die Ark of the Covenant is letterlik God se presence on earth op daai oomblik. Onthou, Jesus was toe nog nie hier nie. Hulle wag nog vir Jesus, en die Ark of the Covenant is sy presence inside a box, inside the Ark of the Covenant, okay? Ek hardloop nou baie voor, okay. Die Here sê ook vir Joshua, ek gaan hulle oë oopmaak, dat hulle 'n leier in jou kan sien. Dis die Dian weergawe, dat hulle 'n leier in jou kan sien, sodat hulle jou kan vertrou. Dit wat jy vir hulle gaan sê, en hier sê hy dit, né? Ek begin vandag om vir jou hoë aansien in die oë van die hele Israel te gee, sodat hulle kan weet dat ek by jou is, soos ek by Moses was. Want as hulle nie dit sien nie, gaan hulle nie glo wat hierdie man sê nie. Onthou, né? In 'n paar jaar terug staan Moses ook voor 'n see met geen uitkoms nie, en hy het sy staf uitgesteek en die Here het deur dit die see oopgemaak. Nou hierdie is basically dieselfde.
Maar nou is dit 'n ander leier, né? En hy sê na wat gaan gebeur hierso, gaan die volk van Israel weet dat daar is 'n lewende God. Dat God lewe tussen julle. Hy het in Moses se tyd gelewe en hy lewe nou nog. Okay? So, as jy 'n prentjiebrein het, hou by my. Okay. So, hier kry hulle nou almal reg. Hulle staan 900 meter terug. En hierdie 12 priesters stel die Ark of the Covenant op en hulle is daarin. Nou, hulle moet in die water ingaan. Onthou, in Moses se tyd hoef niemand in water in te gegaan het nie. Die Here het die werk gedoen. Die see het oopgemaak. Hulle hoef niks te gedoen het nie. As gepoint oopgemaak. Hier sê die Here, julle moet nou in die water inloop. Hy sê nie hoe ver nie. Nêrens hier staan daar hoe ver moes hulle inloop voordat die water oopmaak nie. Hy sê loop julle in. Was die water tot hier? Was die water tot op die knie? Was dit tot op die voete? Of was dit tot onder die oë? En onthou, dis nou hoë gety, die Jordaanrivier is vol. En hier stap hulle in. En hier maak die Here daai water oop. En al daai mense gaan deur. Hulle almal gaan deur. Maar hier kom dit weer. Toe hulle aan die ander kant kom, sê die Here vir Joshua. Ek spring nou 'n paar verse vorentoe. Toe hulle aan die ander kant kom, sê die Here vir Joshua, stuur nou mense terug. Laat hulle klippe gaan kry aan die ander kant waar julle vandaan kom, om aan die kant 'n monument te bou, sodat julle kinders en kinders en kinders sal vertel wat het God vandag gedoen in julle lewe. Hoe is die toepassing vandag? Partykeer het ons nie 'n roadmap nie. Partykeer bring die Here ons net tot op 'n area. En dan vat dit ons om in die water in te stap. Daai water wat slat jou hier, slat jou daar, slat jou amper de mekaar. En jy weet nie wat se kant toe nie. En jy weet nie wat om te doen nie. Want jy was nog nooit hier nie, soos hy gesê het, soos die Here gesê het. Jy was nog nooit in hierdie area gewees nie. Help die Here deur dit, nee? Hy help ons deur dit. Maar op daai stadium het hulle die Ark of the Covenant gehad. Ons dra die Ark of the Covenant, die Here Jesus, die Heilige Gees, in ons. Wanneer ons in 'n onderwerp instap, in die water instap, het ons net vertroue. Maar nou kom ons aan die ander kant uit. Dan sê die Here, gaan terug, daar waar jy vandaan kom, en gaan kry klippe. Nou klippe is swaar, ouens. Hulle moes daai klippe daar deur getrek het en hierdie monument gebou het, sodat jy jou kinders se kinders kan vertel. En wat dit eintlik vir ons wys is, dat die dag wanneer jy jou lewe vir Jesus gee, vergeet jy dit nooit nie. Dit word soos hierdie monument, en jy vertel almal, jy vertel jou kinders, en jy vertel hulle kinders, en so gaan dit aan. Ek ken eintlik 'n familie, waar hulle ouma grootjie, is genees in haar doodsbed van kanker. En as gevolg van dit, was daar generasie van generasie op, hoe sal mense dit sê, disciples van die Here. Dis 'n monument. Hulle vertel hulle kinders nog steeds, wat het in hulle familie gebeur. Dit is wat die Here vir ons hier wil sê is, wanneer hierdie ding in jou lewe gebeur, imagine hoe moes hulle dit ervaar het. Onthou, hulle het nou die heeltyd gehoor. Hierdie is nou generasie na generasie, van dat Moses die see oop laat gaan het deur die Here se krag. Hulle het gehoor daarvan, nee? So hulle kon glo dat hierdie kan gebeur, maar dis die eerste keer wat hulle moet iets doen. Ons kan nie net terugsit en vra en niks doen nie. Wanneer vra moet ons doen? Dit maak sin vir my
dat as ek vra, moet ek uitgaan en dit gaan doen. Ek kan nie hier in my huis sit en verwag, die Here moet dit vir my doen nie. Wanneer ek bid, moet ek aksie ook gee. Dit is wat hierdie hele ding oor is. Sorry. Ek het 'n paar notas gemaak. Wat vir my opvallend is hulle het nie die pad geken nie. Nee. Hulle het nie geweet wat is die hele plan nie. God het nie vir hulle gesê plan A, B, C, D, E en dan as julle by F kom, dan moet julle weer short left terug na plan A toe. Hy het nie die roadmap vir hulle uitgelê nie. Hy het hulle letterlik gesê, stap vir stap, geen net tree vir tree. God wys soms net die volgende stap, hy wys nie die hele prentjie nie, maar hy was reeds voor, agter en in vandag. Hy weet wat is die uitkoms. So hy sê, vertrou net op my. Okay? Die volgende wat ek neergeskryf het is, volg die teenwoordigheid van God. Seek God in everything. Alles wat ons doen. Die rigtingaanwyser, dit is God. Volg net hom. Okay? Die ark het voor die volk gegaan. Die Ark of the Covenant was voor die volk. Die Here is reeds in jou môre. Hy het vooruit gegaan. Okay? Hulle moes nie self die pad probeer uitvier nie. Hulle moes nie. Die Ark of the Covenant het vir hulle gewys waar's die pad. Volg net God. Die rivier het eers begin oopgaan toe hulle begin beweeg het. Sometimes we need to move. Moet ons ook iets doen. Geloof beteken soms om te stap voordat jy die deurbraak sien. Dit is 'n scary deel. Jy moet 'n stap vat voordat jy weet wat gaan die uitkoms wees. En ek weet ek praat vanaand 10-10 hier met iemand wat op 'n plek sit waar hulle sit dalk sonder werk. En die Here sê, gaan uit en soek werk. God bring jou deur wat jy nie self kon oorsteek nie. Nee. Die Jordaan was nie die einde van die reis nie, dit was die ingang van jou nuwe seisoen. Wanneer die roadmap weg is, moet ons nie terugdraai en kyk waar God gaan nie. En neem die volgende, kyk waar God gaan, sorry, ek lees soos my boude vanaand. Kyk waar God gaan en neem die volgende stap. Julle, ons ken nie altyd die pad nie. En ek dink as Christene is dit baie scary. Scary om te dink dat ons kan dalk dinge doen wat ons nie veronderstel is om te doen nie. Jy weet, uit die lig beweeg van die Here. Maar ons moet ook altyd onthou wat het ons gelei na die Here. Daai oomblik in jou lewe. Daai omdraaipunt. Nou ek wonder hoe het hierdie manne gevoel. Hierdie jong man wat nou by Moses oorgevat het. Weet, Moses het 'n direkte kontak gehad met God. Ewe skielik is hierdie man weg. En hulle weet nie wat se kant toe nie. En hierdie jong man kom en hy sê, dit is wat ons moet doen. Vertrou net. Die Here gee guns aan Joshua en die mense sien hom vir wie hy is. En ek dink op hierdie oomblik dink jy aan iemand in jou lewe wat jy nooit gedink het sal vir jou kan raad gee nie. Hy's dalk jonger as jy, maar hy het hierdie goeie raad gegee en in jou kop was jy, ek kan net nie hierdie ou vertrou nie want hy's jonger as ek. Joshua was jonger as meeste van daai. En hulle het hom vertrou. Joshua was leading Uncharted. En Uncharted is daai van hy self het net gedoen wat die Here vir hom sê. En hy was gehoorsaam. Hy het net gedoen wat die Here vir hom gelei het. Hy het nie 2 keer gedink nie. Ek dink daar was seker maar in sy hart die aand voor die tyd 'n bietjie van, Here, wat maak ek, wat doen ek? Maar hy het alles gedoen soos wat God vir hom gesê het. Wat sê God vir ons? Hê geloof soos 'n mosterdsaadjie en vra in my naam. Ek het vandag het so mooi gehoor en julle moet my nou hoor hierso, hoor my hart. Nêrens in die Bybel
het iemand ooit gesmeek vir God om iemand gesond te maak nie. Inteendeel, was daar nie gevra, Here, asseblief maak hierdie persoon gesond nie. Daar was gesê, in die naam van Jesus, wees gesond. Daar was nooit gesmeek nie. Want die Here het vir jou die autoriteit gegee om siekes gesond te kan maak, demone uit te dryf. Jy twyfel net in jouself. Want ons het altyd daai stemmetjie in ons kop, what if? Wat as dit nie werk nie? Joshua is ek wil vir julle stats gee oor Joshua. Ja, want ek het hou net gevas. So, Joshua was 40 jaar oud, toe hy oorgevat het by Moses. Okay? 40 jaar. Nou, ek kan dink daar was in sy groep mense baie ouer as 40, maar hier is die interessante deel. Hy was 110 toe hy dood gegaan het. Sorry, ek is verkeerd. Hy was 40 gewees, toe hy 'n spy was. En hy was 80 toe hy oorgevat het by Moses. Wat het hy gehad wat die ander nie gehad het nie? Die Here het vir hom die wysheid gegee, né? Die Here het sy gedagtes oopgemaak. Hy het 'n mentor gehad soos Moses, wat vir hom gewys het wat om te doen. Nou, baie van ons het al hier mentors gehad, né? En 'n mentor kan jou maak of jou breek. Jy word so na aan jou mentor, dat jy later soos hy begin optree, sonder dat jy dit eers weet. Net om in sy teenwoordigheid te wees, die manier hoe hy dinge doen, smeer af op jou. Sy goeie dinge en sy slegte dinge. So, Joshua se mentor was Moses. En net so toes Moses weg. Gone. Nee, en hy moet leiding vat en dadelik skop in wat hy weet. Dat hy weet, daar is 'n Here, daar's 'n God, en hy moet net vertrou op God, want dit is wat sy mentor gedoen het. Sy mentor het hoeveel keer opgegaan in die berg, gaan praat met God, teruggekom, leiding gegee. En hier praat God met hom, en sê, kry jou 12 priesters, en julle gaan nou in, geloof in, en julle gaan in die Jordaanrivier, op sy volste, wanneer jou probleme voel soos it is just too much, op sy volste, gaan jy instap, en die Here gaan nie vir jou sê wanneer, hoe ver moet jy in hierdie ding instap nie, hoe ver moet jy in jou probleme instap nie. Nee, hy het nie vir hulle gesê, wel, as jou groot toe in die water raak, sal dit oopgaan nie. Hy het gesê, stap in, gaan in, jy, ek God gaan die keer nie net die water oopmaak nie, jy gaan nou werk. Jy gaan in hierdie probleem instap, en jy gaan moet 5 wys, maar moet dit worry nie, jy doen dit nie alleen nie, want jy die Ark of the Covenant saam met jou, jy die Here se presence saam met jou, en almal kyk vir wat jy doen. Hulle staan ver genoeg terug, dat hulle die presence of God kan ervaar deur jou, in jou swakheid, in jou tyd van nood, in jou tyd wat jy voel, jy kan nie meer nie. Sien mense, kyk maar hierdie ou hou net aan, deur die probleme, deur dit, hy gaan net en hy bly die presence of God dra saam met hom. En ewe skielik, toe die water, kom ons sê die water was hier so hoog, 99,9% van die tyd is die water tot hier waar die oë amper toe is, kan amper nie meer asemhaal nie, my kar moet in 2 dae betaal word, die huis hier moet in 2 dae betaal word, ek het net nie meer geld nie. En net so kom die Here in daai probleem in, die presence of God, en hy sê maar, okay, terwyl jy
in hierdie was, het jy gedoen wat ek sê. En hy lei jou deur dit. En die waters maak oop. Daai probleem begin homself uitsort. En jy kom aan die ander kant. En nou wat sê die Here terug? Wat sê hy? Gaan nou terug. Hallo Tannie Junita. Gaan nou terug. Daar waar jy vandaan kom. Onthou waar jy was. Onthou hoe jy gevoel het. Maar maak 'n monument daaroor, want in dit het jy God ervaar. En vertel jou generasie na generasie na generasie van hierdie dag wat God dit gedoen het, sodat hulle deur dit bly God werk in jou familie. Ek weet nie of dit sin maak nie. Vir my het dit baie sin gemaak toe ek al mee besig was, dat tot vandag toe kan ek onthou die dag wat ek gered is. En dis 'n dag wat ek al vir my kind, my seentjie vertel het, my dogtertjie is nog bietjie jonk, maar ek het my seun al vertel van die dag, ek het menigte mense al vertel van daai dag. En deur daai dag is daar ook al baie mense gelei na ons Here Jesus toe. Jy sit dalk nou in diep water. Jy sit dalk nou in 'n posisie waar jy voel jy kan nie meer nie. Man, ek hoor jou hart. Ek hoor dat die ekonomie is swak. Die ekonomie doen nie goed nie. Mense word geretrench, man. Ek hoor van mense wat in companies is al oor die 15 jaar wat nou geretrench word. Ek hoor dit. En in hierdie water is die presence of God steeds saam met jou. Hy het nooit jou gelos nie. Hy is die heeltyd by jou. Ek is nie 'n prosperity preacher nie, maar ek sê vanaand vir jou dat die wêreld is, man, Satan haat jou. Dis 'n sterk woord, maar dit is die waarheid. En hy sal alles doen om jou te vernietig. Hy sal alle leuns in jou kop inpraat om jou te vernietig, want hy wil nie jou sien opstaan nie. Nou ek sê vir jou vanaand, wees soos Joshua wat net opgegaan het op wat die Here sê en gesê, en die Here het vir hom gesê, stap in die rivier in. Begin beweeg, maar onthou jy dra die presence of God. En as jy vanaand hierso sit en jy het nog nie, en jy dink jy het nog nie die presence of God nie, dan sê ek vanaand bid ons dit, dat jy daai ervaring sal hê en dat die Here Jesus in jou hart sal kom inbly. Onthou die Jesus klop aan jou hart. En die deurhendel van jou hart sit aan die binnekant van daai deur, nie aan die buitekant nie. Jy moet Jesus kies. Jy moet Jesus kies. Hy het jou al reeds gekies die dag toe hy op die kruis gehang het, maar jy moet hom kies. Hy gee jou daai vrye wil, jy moet hom kies. Jy moet hom kies. En wanneer jy hom kies, moenie halfhartig ingaan nie. Die Here kan verskriklik baie vir jou doen. Maar jy moet alles gee. Alles in jou lewe. En ek gaan nou 'n storie vertel, en ek het hom al baie vertel, so as jy hom al gehoor het, is ek so jammer. Maar hierdie storie gaan so. Dis nie uit die Bybel uit nie. Dis net 'n storie om vir jou te wys hoe werk hierdie ding. So daar's 'n man met 'n hotel. En die hotel het 'n onderverdieping en 'n boverdieping. Daar's 10 kamers onder 10 bo. Dit is konteks. Eendag sit hy in die voorportaal en daar's 'n klop aan die deur en hy maak die deur oop. En dis Jesus. Ja, die man is baie bly. Hy is soos, ek gaan vir die Here Jesus die mooiste kamer in hierdie hotel gee. En hulle is daar op by die trappe, toep, 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 toep. Heel in die hoek, die fancyste hotelkamer wat jy kon sien. Dit is soos, as jy die mooiste hotelkamer in jou gedagtes het, dit is hy. Fancy TV, jy weet, hierdie mooi matte, alles. Jesus bly daar. En die ou loop af, hy gaan sit agter sy counter, heel chap met homself. Jesus bly in my hotel. Die volgende oomblik is daar weer 'n klop aan die deur. En hy maak die deur oop, hier staan 'n ou met 'n suit aan, baie mooi fancy gedres. Hy sê, ek wil 'n aand bly. Hy sê, nee, kom in. En hy kom in. En hier, na 'n paar rukkie met 'n gesprek, besef die eienaar van hierdie hotel, maar hoor, hierdie is die Satan, wat nou hier in is. Ja, en daar's 'n bekleierery. Slaan mekaar en eventually het hy Satan hier by die deur uit en hy slaan die deur toe. Ja, maar hy's vies.
Hy is baie kwaad. Hy is op daar by die trappe, klop aan Jesus se deur. Jesus maak oop, hy sê, "Hey my seun, hoe gaan dit?" En hy sê, "Jesus, het u my nie gehoor beklei daaronder met Satan nie?" Hy sê, "Ja, ek het jou gehoor. Ek het jou gehoor beklei. Maar ek is nie in beheer van daaronder nie, jy het my in beheer gemaak van hierbo." Okay, nee, goed, Jesus. Jy kan onder ook 'n kamer kry. Shop. Nou is die ou shop, Jesus het 'n kamer bo en hy het 'n kamer onder. Weereens gaan sit hy in die voorportaal en daar's weer 'n klop en toe hy die deur so skleefietjie oopmaak, is dit weer Satan en hy probeer sy voet in die deur kry en daar's hierdie bekleierery, is daar by die kleierery en eventually het hy weer die deur toe. Ja, maar nou is hy vies. Hy draai om. Hy sê, "Here, ek het u my bokamer gegee, my onderkamer en nog steeds het u my nie kom help toe die duiwel wil probeer inkom nie." En Jesus kyk na hom en hy sê, "My kind, ek het 'n baie goeie idee. Kom jy gee vir my die hotel se sleutels. Kom ek word die eienaar van hierdie hotel en jy kom bly by my." En hy sê, "Dis 'n goeie idee. Gee die sleutels vir Jesus. Jesus gaan sit in die voorportaal en hy sit agteroor en daar's weer 'n klop aan die deur en hy loop. En toe Jesus maak nie die deur so 'n stukkie oop, hy slinger sommer daai deur waawyd oop. Hier staan Satan weer en Satan sien vir Jesus en sy oë gaan net so groot en hy sê, "Ek's jammer, Here, verkeerde adres," en hy hou aanloop. Die moral of the story is, ons kan nie net Jesus in ons lewe in toelaat net in deeltjies van dit nie. Ons kan nie, as ons oorgee, gee ons alles oor. Elke liewe ding, elke liewe probleem, elke liewe sonde. Ons is sondaars gebore, maar deur die grace of Jesus. Onthou, grace is iets wat jy kry, maar jy verdien dit nie. Deur die grace of Jesus dying on the cross for you, is jy gered. Jy word gebore in hierdie wêreld in 'n sondaar. Hoekom sê ek dit? Want 'n babietjie, as jy hom nie gaan leer van Jesus en van God nie, gaan hy dit nie weet nie en gaan hy sondig, want hy weet nie wat's reg en verkeerd nie. Dis hoekom dit 'n ouer se verantwoordelikheid is om sy kinders raise them up in the image of God, in telling them about God, sodat hulle daai sondige natuur wil weggee en dit vir Jesus gee en sê, "Here, maak my vry." Dit maak jou nie 'n minder sondaar nie, maar dit maak jou vry. Okay, so wat hierdie storie vir ons sê is dat wanneer ons oorgee, soos Joshua, hy het voluit vertrou dat wanneer sy priesters, wat hy gekies het, die 12 priesters, in die water inloop, sal die Here iets doen. Hy het dit dan tot die aand voor die tyd vir hulle gesê, "Gaan reinig julle self, gaan maak jou gedagtes skoon van al die crap. Ouens, daai porn, los dit, kry jou gedagtes weg van dit af. Man, girls, julle wat like van McDonald's en daai goed, kry jou gedagtes, dink aan die dinge, daai is 'n slegte voorbeeld McDonald's, want ek is nog baie lus. Maar anyway, kry jou gedagtes op die dinge van die hemel, nie van die aarde nie. En wat Joshua daarvoor gesê is, gaan reinig julleself, want môre gaan God iets doen vir julle. Nee, reinig jouself. Verder in die Bybel sê dit, renew your mind daily. Julle het dit al gehoor. Hoeveel keer het mense dit al vir julle gepreek? Renew your mind daily, want ons is 'n sondige natuur van vlees wil sondig. Vlees wil al die bad dinge doen. Binne nee, wil nie, maar buite is soos, I don't care, want as ek doodgaan, gaan ek nie saam nie, so hoekom moet ek worry? Nee? Dis hoekom die liggaam nie worry om te sondig nie, want hy gaan nie saam nie, hy bly hier, hy word weer kompos. Dis hoekom ons gedagtes moet herniet en vertrou op God, dat God sal deurkom wanneer ons vra in geloof, maar ons lewe moet regkom. Ouens, hoor vir my, hoeveel keer het julle al gehoor dat die Here is op pad, en hier gaan julle dit vanaand weer hoor, kry jou lewe reg, want God, Jesus, is op pad. Ons moet draai of braai. Jy kan nie een voet. Ek het 'n sê ding gehad vir my jeug altyd, jy kan nie een voet in die wêreld wees en ene in geloof nie, want iewers gaan die wêreld jou, as jy wydspeen staan, gaan iewers die wêreld jou tussen jou bene skop, en as jy 'n man is, weet jy verskriklik hoe seer dit is, as iemand jou tussen die bene skop. So jy kan nie
in die wêreld lewe en vir God dien nie. Jy kan nie met dieselfde mond sê, prys die Here, maar die F-bomme droppe sodra jy tussen jou vriende is nie. Ek praat eintlik nou met daai ou wat by 'n braai staan en hy worry nie oor vloek en praat oor 'n ander man se vrou en praat oor daai dinge, maar dan wil hy Sondag kom staan hande hoog en sê, Here, U is vir my, die trane loop van die wange af, maar net sodra hy uit die kerk uitloop, hang hy Here Jesus, die Heilige Gees op in die kas en hy sê, wag net hier, ek sien jou volgende Sondag. Dit is die tyd wanneer ons moet begin draai, ouens. Dit is regtig die tyd dat ons moet begin beweeg in 'n atmosfeer waar ons atmosphere changer is. Iemand het dit hierdie week vir my so mooi gesê. Die Here plaas jou in omgewings buite jou gemaksone, want wanneer jy buite jou gemaksone is, kan jy net vertrou op die Here om dit vir jou makliker te maak. So sit jouself in 'n ongemaklike atmosfeer, in 'n ongemaklike sone waar jy buite jou gemak voel, sodat die Here deur jou kan werk, sodat al wat jy kan doen is vertrou op die Here, want wanneer jy gemaklik is, begin jy in jou eie krag optree. Ja, jy preek vir jouself. Wanneer jy uit jou comfort zone uit moet beweeg, moet jy voluit vertrou op wat die Here kan doen. En dis presies wat hier gebeur het. Hulle het nie die roadmap gehad nie. In Joshua 3, hulle het nie die roadmap gehad van wat kom nie. Al wat hulle kan sien in die verte is die beloofde land, die belofte wat die Here aan hulle gemaak het. So kan ons ook sien, die belofte wat God vir ons gegee het, sy seun wat aarde toe gekom het. For God so loved the world that he gave his only begotten son to die for your sins. Nee, John 3 vers 16. Sodat jy kan vry lewe. Jy weet wat is die promise, maar as gevolg van hierdie vleis, sukkel ons om net gefokus te bly, want elke nou en dan bring Tesla 'n nuwe kar uit, of daar kom 'n nuwe selfoon uit, of hier's 'n nuwe series op die wat se naam, ons worry nie as Nicki Minaj amper geen klere op die TV het en sy sing oor haar boude en daai dinge nie. Ons worry nie daaroor nie, ons het 'n gemeenskap, ons het 'n Christendom geraak van, dit is okay. Solank ek bid, solank ek Bybel lees, solank ek myself heilig hou hierso, sal ek okay wees. Want dit is nie die opdrag nie. Matthew 28 verse 19. Go out into the world, teach them about the gospel. Hier is die Dian version. Baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, and disciple them. Dit is die opdrag. Ons het 'n generasie geword van, ons kyk na gay mense, ons kyk na transgenders, ons kyk na pronouns, en ons is, it's fine, it's okay, dis daarom nie ek nie. Nee, ja, op die einde van die dag gaan jy voor die Here staan en jy gaan antwoorde gee vir jou eie sondes. Maar terwyl jy hier is, moet God deur jou werk. Dink jy God het dit beplan vir ons? Eintlik is, dit is nie die opdrag nie, dit is nie wat ons moet doen nie. Ons moet mense vertel van die gospel. Ons moet mense vertel dat daar is net een weg. Ek kry eintlik die ateïste verskriklik jammer. As jy vanaand hier is en jy glo dalk nie heeltemal nie, ek kry jou jammer, want jy lag dalk vir my oor dat ek glo in 'n boek. Maar hierdie boek het al meer testimonies vir my geopenbaar as enige ander ding in hierdie hele wêreld. Ek het al mense gesien gesond word voor my oë. Ek het al demone gesien vlug in die naam van Jesus. Ek het al drome gedroom. Ek het al gebede gesien en gehoor wat verhoor word. Ek het al worship aande ingegaan waar nie een 'n Jesus follower is nie, en na daai worship session lê hulle op die grond en hulle repent. Dis nie net 'n boek nie. Hierdie is nie net 'n boek nie. Hierdie is 'n guideline, dit is 'n testimony van wat Jesus hier gedoen het. En wanneer jy verstaan dat die Here Jesus was hier, hy was 'n mens soos ek en jy, hy het seer geervaar, hy het gehuil, hy het gerejoice, hy het liefde gevoel, hy het vriende gemaak met die disippels. Hy was 'n mens en hy was lief vir mens. En toe gaan sterf hy op die kruis.
En hier kom die wonderlike waarheid, wat ek wens elke persoon wil net verstaan. Dat die dag toe jy Jesus aanvaar het as Lord and Savior, die naam bo alle name, over powers, over dominions, oor regerings, oor presidente, oor alles, die dag toe jy daai naam Jesus aanvaar het in jou hart, toe ontvang jy die Heilige Gees, en ek het hierdie al baie gepreek, en ek gaan dit baie keer nog preek, toe ontvang jy die Heilige Gees in jou, hierdie krag, wat jy nie net in jou kamer hoef te gebruik nie. Man, bid vir jou mense, bid vir jou familie, bid vir jou kinders, bid vir jou vrou, bid vir jou man. Hou net nie op met bid nie. There is so much power in prayer, dat jy 'n relationship moet bou met God, sodat jy nie in disrespect met hom praat nie, maar dat jy elke dag, eintlik net voordat jy in enige plek instap, 'n gebou, enige iets, met die woorde wees, Heilige Gees loop voor my uit. Gemaak my paaie reguit, sodat ek die Here Jesus se naam kan verkondig. Ek doen dit elke keer. As ek by 'n petrolstasie instap, as ek by 'n winkel instap, enige plek sê ek, Here, wys my die persoon uit wat vandag moet hoor van U. En yes, baie keer is dit irriterend vir mense om my, want ek sal weer dinge doen, ek sal weer dinge sê, om iets uit te lok, om te sien wat wys die Here Jesus my, wat wys die Heilige Gees my. Maar hoe meer jy dit begin doen, hoe meer raak jy gewoond daaraan, dat party mense het dit nodig, en party mense gaan jou vloek, of jou spoeg in jou gesig, of jou wegjaag, en jy moet okay wees met daar weer. Jy moet okay wees daarmee. Die Bybel sê eintlik, stof jou voete, stof die stof van jou skoene af, en beweeg aan. Moenie laat een insident jou terughou nie. Hierdie Joshua het nie teruggestaan nie. Hy het vir sy mense gesê, gaan reinig julle self en let's go. Plain Dian taal, gaan get your mind together, get your act together, en kom, laat ons gaan. Ons moet deur die Jordaan kom, en die Here het vir ons presies gesê wat ons moet doen. Ons weet nie wat is in daai kant nie, maar die belofte is, hy gaan al hierdie, en al die name wat hulle so noem, gaan hy in ons oorgee. Nie, as julle daar aankom, sal ek dalk kyk, of ja, maybe wen julle een, maybe maak julle 2 ouetjies dood, maar dalk, nie, hy het gesê, doen hierdie, en ek gee hulle oor aan jou. Okay, loop in 5, en ek gee jou probleme oor aan jou. Nie in 'n slegte manier nie, you will conquer them. Ek praat met jou wat sit met depressie. Ek praat met jou wat iemand in jou familie is dood, en jy weet nie om oor dit te kom nie. Hou net aan bid. Wow, eintlik die roadmap is gebed. Strike dit my nou. As die roadmap weg is dit omdat jy ophou bid het. Ek dink daai is die conclusion van hierdie hele boodskap. Wanneer die roadmap opraak, is wanneer jy ophou vra het. Ja, ons stel dit so. As jy weet wat is die destination. Jy weet wat jy in jou GPS op hierdie map inlees. En dit is the road to heaven. En ek weet baie keer klap ons links en klap ons regs, want die GPS sê ons moet hier 'n U-turn maak, maar ons wil nie nou nie, ons wil eers net gou 'n bietjie verder aanry, of McDonald's is net hier voor, en ons we get sidetracked because life is unexpected. And life is not guaranteed. 'n minuut van nou af kan ek dalk dood wees. 'n minuut van nou af kan jy dalk dood wees. Is jou tyd op aarde, het jy dit reg spandeer? Het jy dit goed genoeg spandeer, dat wanneer jy voor Jesus verskyn, jy kan sê, ek is happy met my innings. En dat Jesus vir jou kan sê, ek is ook happy met jou innings. Of pleit jy, gee my net nog 'n kans, gee my net nog een kans om reg te maak.
Here, gee my net 'n kans om met my kinders reg te maak. Here, gee my 'n kans dat ek net my ma nog een keer kan bel. Ek praat nou vanaand baie diep. Dis tyd. Hier's 12 mense in die views. As een van julle net voel dat jy het baie lanklaas die regte ding gedoen, doen dit vanaand. As jy hier klaar is, bel daai persoon wie jy voel, wat jy voel in jou hart. Ek kan nie met hierdie ou praat nie, want ek het iets teen hom. Ek moet hom vergewe vir iets. Bel hulle, sort dit uit vanaand. More is not guaranteed. Jy wil nie jou lewe eindig, en hoor, as gevolg van daai, kan jy nie die koninkryk van God ingaan nie. Die Here het ons vergewe, want ons is sondige natuur. Jy kan ook vergewe. Al is dit hoe moeilik, al het die persoon wat gedoen. En ja, man, ons lewe in 'n siek wêreld. Ek weet hoe moeilik moet dit wees as jy verkragt is, of iemand het iemand in jou familie doodgemaak, of jou besigheidspartner het al jou geld onder jou uitgesteel. Ek weet hoe moeilik moet dit wees. Maar ek praat daarvan want ek is daardeur. Dit is shackles wat jou vashou, wat jou vir ewig gaan vashou, want die duiwel hou die shackles vas en hy lag vir jou in jou gesig, want jy kan net nie die woord sê, ek vergewe jou nie. Die woorde sê, ek vergewe jou nie. Doen dit en kry dit klaar, dat die duiwel nie 'n oorhang het aan hierdie shackles nie. Gee die shackles vir Jesus en Jesus verwyder dit en hy vermorsel dit. Want onthou, God is vir jou, nie teen jou nie. Hy het nie ons gemaak om kwaad te wees vir iemand nie. Hy het ons gemaak in sy image. Hy het ons gemaak in sy ewebeeld, sodat ons op hierdie aarde kan lewe in vryheid en in freedom en in liefde. Dit is die key, julle. Die Bybel is 'n hele boek oor 1600 jaar, geskryf oor een man met jou in gedagte, met die keywoord liefde. Want so lief het God die wêreld gehaat. Liefde is die kerntema. Alles wat gebeur van Genesis af tot in Openbaring, ja, gaan oor die liefde wat God het vir ons. Al is ons sondige natuur, al is ons sondaars gebore, al is ons nie perfek nie, is God nog steeds lief vir ons, en Jesus het vir jou gesterf. Amen. As jy nie vrede het nie, het jy nie liefde nie. My ma, dit is 100% reg, en die een wat ek wil byvoeg by daai ene, en julle kan hom onthou, want hy is baie maklik. Love God, love people. As jy sê jy is lief vir God, moet jy lief wees vir mens. Want as jy sê jy is lief vir God, moet jy lief wees vir sy skepping. So as jy lief is vir die Creator, moet jy lief wees vir die creation. En dit is baie keer moeilik, want verskoon my Frans, ons het idioote ook wat hier bly. Ai, veral hier in die Kaap op die paaie, ouens, ek sukkel met hierdie highway. Die mense ry 60 op die highway en ek kan nie. I just can't, sorry julle. Ek kom van, ek het in die Gauteng gery, daar is het 140, 120, okay, ek's van punt af. Love God, love people. So as jy sê jy is lief vir God, moet jy lief wees vir sy mense. Want Jesus was. Okay. Ek het 11 minutes te spare. So, in daai 11 minute kan ek vir julle 'n nuwe liedjie speel. Ja, en dan gaan ons afsluit. Is dit reg met julle? Maar ek gaan moet bly tussen net so 'n bietjie praat in die liedjie.
Want TikTok sê ek kroek en hulle wil my ban omdat ek nie praat tussen in musiek nie. So dan word ek gecopyright. So hierdie song ken julle, maar dit is net 'n ander weergawe. Hierdie liedjie, as jy nie geweet het nie. Sy naam is Oceans. En is uit die Bybel uit, toe Simon Petrus op die water geloop het. Hoor hom. Dis wat ons moet doen. Keep your eyes above the waves. Ek is joune en U is myne. Wat 'n liefdesverhaal tussen mens en Jesus. In deepest waters. Ark of the Covenant het voor ons uitbeweeg. Die Here se presence voor ons geloop. Feet may fail, but fear surrounds me. You never fail. Al wat ons moet doen is sê Jesus in sy naam. I'm yours, and you are mine. Hoor hierso. Spirit lead me, Heilige Gees lei my. Yes. Heilige Gees lei my. Wanneer my vertroue, ek kan nie meer nie. Laat my loop op waters, waar U my lei, waar U my roep. Vat my dieper, waar my voete nie meer kan loop nie, waar my vyf sterker gemaak word, in my presence, in your presence van Jesus. Het julle al ooit die liedjie so ervaar? Oh God, I need you, save me. Spirit lead me where my trust is without borders. Come on. Wherever you will call me. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
Amen. Oh, dun, dun. And keep my eyes above the way when ocean rise. Come on. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Nee. Here Jesus. Dankie dat ons elke dag kan wakker word en weet dat U is saam met ons. Dat U het op die kruis gesterf vir ons. Here, ek bid dat U ons gedagtes sal hernie elke oggend. Maar Here, gee ook vir ons die knowing dat hoe ons U moet volg is by truth and in spirit en met geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie, Here. Bid ek dat U elke dag ons sal herinner van dit. Here, ek bid vanaand vir elke persoon wat onder my stem is op hierdie oomblik. Dat U nie net gebroke huise sal heel maak nie, Here, maar dat U met die huispriesters van die huise sal werk, Here. Maak hulle gesond, want as 'n man U begin volg, dan volg die huisgesin, Here. Here, ek bid vir 'n ring van vuur om elke huis wat nou in hierdie chat is, dat U hulle sal veilig hou, dat U saam met hulle sal wees. Heilige Gees, beweeg vrylik in hierdie huise. Daar waar hulle U naam groot maak, dat U betrokke sal wees en dat U hulle sal mold. Here, ek weet dat wanneer ons vra dat U ons lewens moet oorvat, is dit baie keer ongemaklik. U vat baie keer dinge weg, U proen ons baie keer, en baie keer hou ons nie daarvan nie, maar Here, ons sal oorgee en ons sal surrender, dat dit wat moet gebeur in U lig, sodat ons kan lewe in die volle vryheid wat U vir ons het. Here, ek bid vanaand vir elke persoon wat onder my stem is nou, wat dalk 'n siekte het, wat nie lekker voel nie, 'n kopseer het, 'n maagseer het, Here, ewen voetpyn. Bid ek dat U Heilige Gees hulle nou sal aanraak met U hand van genesing, dat hulle sal môreoggend opstaan gesond. Ek vra dat U vir elke persoon 'n goeie nagrus sal gee, en gee vir hulle drome, dat hulle weet waarheen om te gaan, wat se paadjies om te volg. Here, en dat deur hierdie sal daar testimonies uitkom van hoe groot is U. Here, ons loof en ons prys U, dat U ons die geloof gegee het om te kan loop op water, wanneer ons geloof baie keer nie kan nie. Here, wanneer ons vertroue nie altyd so sterk is nie, dat U ons gedagtes sal sterk genoeg maak. Here, dat ons hart en ons siel en ons liggaam sal opvang met U woord, dat U is vir ons en nie teen ons nie. Dankie ons Abba Vader. Ons Abba Vader. Dankie net vir U teenwoordigheid. Ek bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar die kragtige, groote, unmatched name, matchless name, the name above all names, the majestic name, Lord Jesus Christ. En die kerk sê, Amen. Alright julle, 1 minuut oor. Wow. Alright, nou doen ons soos wat hulle doen in alle kerke, né? Want hier is 'n kerk, julle is die kerk, ons is 11 mense in die kerk vanaand, dit is baie. So, môre aand is niks, dinsdag aand is biduur, donderdag aand is praise and worship, en
Sondag is weer boodskap. Ek wil net vir julle sê ek is baie lief vir julle. En as ek so voel oor julle, en ek het nog nooit eens van julle se gesigte gesien nie, net 'n profile picture. En jou naam word gemis as jy nie op my skerm wys nie. So weet net, as ek lief is vir jou en ek ken jou nie, hoe lief is Jesus vir jou en hy ken jou. Elke square inch van jou ken Jesus. Soos ek so oor jou voel, moet jy weet hoe voel die Here Jesus oor jou. En ek wil hê julle moet vanaand lekker slaap. Lê daai probleem neer by Jesus se voete. En los hom daar, moet hom nie weer opvat na 'n rukkie wat jy gebid het daaroor nie. Los hom daar, die Here sal dit uitsort in sy tyd. Hou net vertroue, moenie plan A, B, C, D, E, F nie. Plan God. That's it. That's your number one plan, is plan God. Mag julle een wonderlike week hê, gevuld met God, gevuld met die Heilige Gees, gevuld met krag. I love you all. Lekker slaap almal. Lief vir my ma ook. Lief vir my moekie. As jy hier is vir die eerste keer, laaste ene, dankie pastoor, jy het nodig gehad vanaand. Julle moet ook lekker slaap. Van julle wat hier is hierso. Julle is hier, ek love it. Maar as jy nie is hier, en jy wil graag deel wees van die WhatsApp groep wat ons vir mekaar bid en daai dinge, DM my en ek add jou. Ons bid vir mekaar en ons hou maar net hande in tye van nood. Alright? Lief vir julle almal. Lekker slaap. Dankie Jesus. Dankie dat U my die geleentheid gee, Here. Dankie dat Heilige Gees, dankie dat U net altyd teenwoordig is. Dankie dat ek kan altyd staat maak wanneer ek nie woorde het nie, dat U die woorde het. Dankie dat U my gebruik, Here, en ek bid dat U my net meer en meer en meer sal gebruik. Here, maak my tentpenneweier, sodat ek meer mense kan bereik. In U naam alleen. Amen. Oh goodness, ek nog live, ek weet nie. Oeps. Oepsie. Okay, sorry julle. Sal jy vir my, ek gaan net 'n foto neem van jou nommer as ek jou add. Okay, ek gaan jou add. Hi dan Junita. Ek mis julle verskriklik baie. Ek mis ons Woensdae bidure. Baie. Alright. Bye bye julle. Ek het al baie mis Moekie, ek mis jou ook baie. Ek is lief vir julle. Julle, hier is iemand wat baie seer het, hoor. In hierdie chat is hier op hierdie oomblik iemand wat wil uitskree vir hulp. Wie is jy? Heilige Gees het dit nou oor my pad gebring. Wie is dit? Jy hoor my. As dit jy is, stuur vir my 'n WhatsApp of 'n DM op TikTok asseblief. Is iemand hier wat dit voel of die mure jou vasdruk en dit voel of jy het nie 'n uitkoms nie. En daai stemmetjies praat en sê dat jy moet dinge doen wat nie reg is nie, jy moet dinge doen wat jou gaan seermaak. Asseblief reik uit. Asseblief reik uit. Dit is nie die moeite werd nie. Die Here Jesus is te lief vir jou dat jy moet val vir hierdie trap.
In die naam van Jesus bestraf ek hierdie stemme. Ek bestraf hulle in die naam van Jesus. Jy het nie 'n plek by hierdie persoon nie, jy het nie 'n plek in sy kamer nie, jy het nie 'n plek hier nie. En ek beveel dit in die naam van die Here Jesus om jou goed te vat en te gaan. En ek trek 'n ring van vuur om hierdie plek, sodat jy nie weer sal plek kry hier nie. Dankie Here dat ek daarvoor kan vra en ek weet dat dit nou gebeur het, dat hierdie persoon is nou losgemaak van al hierdie selfmoordneigings. In die naam van ons Here Jesus Christus sal dit nie weer in sy gedagtes opkom nie. Amen. Also, voel ligter. Nou kan ek gaan slaap. Alright. Martinet, jy voel nou beter, né? Jy gaan baie lekker slaap vanaand. Jy is okay. Jy is okay. Onthou wat sê ek? Wanneer daai stemme praat, dan sit jy jou earphones in. Hoekom is die tyd so kort? Ek wil julle nie te lank besig hou nie. Martinet, as jy as daai stemme in jou kop praat, sit jou earphones op en jy sit vir jou praise and worship op en jy gaan klim in die bed en jy slaap. Voordat jy iets stupids doen, want die Here wil nie dit hê vir jou nie. Dis net die duiwel wat in jou kop in nonsens praat en jy weet, jy's beter as dit, jy's sterker as dit, jy's nie van glas gemaak nie. Ons is gemaak om te val en ons is gemaak om op te staan en ons is gemaak om hierdie swerkater van 'n slang. Onthou wat sê die duiwel? Hy het hom al reeds aan ons oorgegee. Hy's onder ons voete. Ons trap op sy kop. Moenie laat hy vir jou lieg nie. Alright. Jy is meer werd as dit, anders sal John 3 vers 16 nooit geskryf gewees het nie. En dit is, so lief het God die wêreld gehad. Jy is deel van die wêreld. Jesus het vir jou gekom. Moenie laat daai stupid slang. Ek sal heel aand hier wees. Jy weet, ek dink aan julle. As jy Captain America gekyk het, daar waar hy sê, I can do this the whole day. Ek kan. Vra my vrou. Ek het al jeugaande gehad wat net 1 uur moet wees, dan is dit 3-4 ure lank. Baie mense hou daarvan, baie nie. Maar dit is wat jy sê. Daar is nie, God het nie tyd nie. Hoekom moet ons 'n tyd sit aan godsdiens? Maar ons sondige liggaams wil nie altyd saam wees nie. Dit is baie makliker en lekkerder om gou voor die TV te sit en 'n series te kyk. En die beste series wat ooit geskryf was die storie van Jesus. As mense net die storie reg lees en dit nie sien as 'n storieboek nie, maar as meer as 'n historyboek. Jesus was hier, hy het hier geloop, sy voetspore het op die sand gegaan, hy het gevoel, hy het gehuil, hy het lief geraak, hy het kwaad geraak, hy het elke emosie wat ons as mens gevoel het hy gevoel, want hy moes. As die skoen op die ander voet is, sal jy doodgaan vir mense wie jy nie ken nie, sodat hulle kan vry wees en jy moet doodgaan. Nee, min mense sou het gedoen het. En hy daai aand in die tuin het hy die keuse gehad. Hy het eintlik gesê, Here, as dit U wil is, laat hierdie beker my verbygaan.
Hy het so getwyfel ook daar, en hy was ook maar bang, hy is mens. Hy is die Here Jesus, maar hy was mens. Die woord het vlees geword. So elke emosie wat ons voel, het hy gevoel. As ons kyk by Lazarus, even though hy geweet het 3 dae later gaan hy Lazarus uit die dood uit wakker maak, het hy nog steeds gehuil oor Lazarus. Dit beteken hy het gevoel. Hy het honger geword, want anders sou die duiwel nie in die woestyn hom kon wat is die woord? Tempt met kos nie. Hy het honger geword. Hy was mens. Alright. Ek gaan nou nag sê. Alright julle. Sien julle Dinsdag aand. Alright. Tata.